skrifgedeelte is vanuit Johannes 14. Johannes 14 vers 1 en volgende verse. Nou, uiteraard sal julle besef dat dit veel te groot in omvang is, hierdie hele teks, so ek moet 'n keuse maak vir 'n sekere klem, ook gegee die tyd van die kerklike jaar. Maar kom ons lees die teks. Laat julle harte nie ontstel te wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie, dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie. Maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover lees ons saam. Ek gaan tegelijk probeer om dit eenvoudig te hou, maar ook by sekere dinge in groter diepte in te gaan. Om dit te ontgin, die tekst te ontgin. En sekere dinge gaan ek gewoon net uitlaat. Ek vra dat ons teruggaan na vers 1 toe, en dan gaan ek daar begin. Baie mense het die gedagte, en dit al vir my so verduidelik. Ek wil presies weet, hoe die uiteindelik, die doelwit, ek wil die prentjie, ek wil die eensetting. As ek dit nie het nie, as ek nie daar, kan ek nie daar die visie hê nie, dan kan ek nie daarmee volhou nie. So verduidelik vir my, die uiteinde, die doelwit. Party mense is bereid om in geloof op weg te gaan, al is die doelwit nie so duidelik nie. Vir hulle is dit eerder, hoe lyk die pad wat ek moet loop? Wat word van my gevra op hierdie pad? En dan sal ek besluit of ek daarvoor kan sien. Jy sien so, daar is hierdie twee aspekte wat by mense 'n rol speel. En is nie fiktief, dit is al baie oor geskryf, dat dit is mense se reaksie op die teks. Watter een van hulle is jy? Watter een is ek? Die Here Jesus, en hierdie word geskryf in Johannes 14, soos wat hy dit verduidelik, dis die aanloop na die kruisiging, na die opstanding, na die hemelvaart, dis die aanloop daarna toe. So wanneer Johannes dit beskryf, lank na die tyd dat die Here Jesus al opgevaar het na die hemel, dan retrospektief kyk hy terug, en hy sien die prentjie, en hy vorm sy evangelie, en hy skryf, daar was 'n tyd, waar die Here vir hulle gesê, julle moet nie ontsteld wees nie.
Want al hierdie dinge wat gebeur, en al hierdie voorspellings, en hoe die Here werk, en waarvan hy praat, en hoe hy praat van sy lyding, en die teenkanting wat hy kry, dit maak hulle ontsteld en ontstig. In 'n sekere sin het ons steeds iets van daardie ontsteltenis vandag, waar mense sê, dis al so lank. Is dit dalk nie dat ons vergis het nie? Het ons nie ons misgis nie? Het ons dit nie dalk verkeerd verstaan? Mense raak ontsteld oor die Here Jesus nie kom nie. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Dis 'n baie sterk imperatief, 'n baie sterk opdrag. En dan sê die Here vir hulle, kom ek vertel vir julle van die uiteinde waarin julle op pad is. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Nou hierdie ding van is daar baie woonplek, het nou al vir mense op sleeptou geneem. En julle sal nou agterkom, met derendheid probeer ek dit so eenvoudig as moontlik maak, sodat julle die prentjie kry van hoe mense dink oor die algemeen. Onthou julle die liedjie Delta Dawn? Een van die kerkraadslede het my gevra of ek dit gaan sing volgende. Toe sê ek, dit sal ek daarom nie aan julle doen nie. Delta Dawn. Steek op jou hand, wie kan dit onthou? Mansion in the sky. Wie van julle het 'n mansion in the sky? Moenie die hand opsteek as jy so dink. Ag nee, Here, jy het my klaar verwag. Die punt is, waar kom die konsep van 'n mansion in the sky vandaan? Ek het 'n vriendin gehad, sy het my gesê, ek sê van eendag, jy het 'n pragtige huis gebou. Sy sê, jy het nog niks gesien nie, jy moet sien my mansion in the sky. Ek sê, wat? Waar kom jy daaraan? Maar weet julle waar kom dit vandaan? Want dit is die Engelse vertaling, word dit so vertaal. Dit kom van 'n Griekse woord. En hier is nou 'n paar groot predikante vandag in die diens. Menoo, to dwell, om te bly. Monein. Die vertaling in die Latyn is mansiones. In die Vulgaat, wat die Latynse vertaling is, daar staan die mansiones en hulle vertaal dit toe met the mansions in the sky. So is dit waarin ons op pad is, na hierdie ewige heerlikheid, waar ons almal dit wat ons nog nooit op aarde gehad het nie, dit wat my ontneem is op aarde, man, daar gaan dit in die oortreffende trap wees. Is dit waar daar staan? Nee, dis nie waar daar staan. Daar staan, ons moet die hele tyd 'n grens stel aan ons interpretasie. Ons wil al ewig weghardloop as dit by hierdie beloftes kom. En ons wil goed inlees in die beloftes in. Wat daar staan is, julle kan dit self sien, in die huis van my Vader, oikos, in die huis van my Vader, die dwelling place, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Met ander woorde, daar is, as jy wil, kamers. Onmiddellik dink ons, want ek wil nie in 'n woonstelblok bly nie. Hoe dink ons? Ons dink in terme van aardse dinge. Al wat dit sê is, daar is vir jou ruim voorsiening gemaak vir almal van ons, maar die klem lê, dis die huis van die Vader. En die Vader maak ruim voorsiening vir almal op sy wyse. Ek het sommer ietsie uitgedink aan terme van wat iemand geskryf het. So ek het by hom 'n gedagte gaan leen en toe maak ek my eie gedagte. The teacup of our understanding in the ocean of God's planning. The teacup of understanding of our understanding in the ocean of God's planning. So kan ons hoegenaamd bedink hoe dit lyk. Hoef ons hoegenaamd te bedink hoe dit lyk. Wil ek eers seker maak dat daar 'n mansion vir my is, soos iemand eendag my gesê het, 'n broer, jy moet sien, Gawie, jy was in jou shed gister, né? Jy moet sien die shed daarbo, het hy vir my gesê, net de Walt, net die beste. Die vrouens, julle sal nie verstaan nie. Dis nie cheap goedjies nie. Dis die beste. Dis wat mense dryf op pad soontoe. The teacup of our understanding.
Ek hou my nie daarmee besig nie, ek dink nie ons hoef ons daarmee besig te hou nie, daar staan gewoon in die huis van my Vader, is daar baie woonplek. Hy is besig om hulle te vertroos. Sien julle die einddoel, die destiny waarin julle op pad is? En hy sê dit vinnig vir hulle, maar daar is nog ander werk wat gedoen moet word. Daar is nog sprake van 'n pad wat geloop moet word, dis waar die klem nou moet lê, in plaas daarvan om eindeloos te spekuleer hoe dit daar lyk. Dan sê hy, as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. So, die Here Jesus, wanneer hy dit vir hulle sê, by wie se gesag moet hy inroep om te sê dat dit die waarheid is? Laat ek my uitbaardig opmerk. Ek sê vir julle, vanuit sy autoriteit as God self, sê hy vir hulle, hierdie is die waarheid. Jy kan met my woord nie. Hy hoef niemand anders se naam te gebruik nie. Hy sê die Vader, hy ken die Vader, dit is wat die teks deeltyd op sin speel en hamer. Ek sê dit vir julle. So wil julle vir my sê, by implikasie, dat ek 'n leienaar is? Nee. Here, ek aanvaar volledig, dat u het gesê, dat u plek gereed maak. Beteken dat hy nou, nadat hy opgevaar het na die hemel, nou eers gaan begin het. Hoe werk dit? Want dat die Vader se woonplek bestaan dan. Maar dat hy voorberei, uniek, spesiaal, soos net hy goed dink. Binne daardie konteks wat ons nie verstaan nie. Dis vir jou en vir my. So al kan ons nie te veel spekuleer nie, kan ons aanvaar, daar is vir jou rein voorsiening gemaak. Jy hoef nie verder daaroor te wonder nie. Jy kan jouself troos, ongeag die omstandighede. En as ek gegaan het, hy sin speel daarop dat hy gaan, en dat hy opvaar na die hemel, en vir julle plek gereed gemaak het, kom hy terug. Dit is die wederkoms. Hy kom weer. Die weeskind binne die teologie. Die wederkoms van Christus. Mense kan dit nie sien nie, hulle kan dit nie verstaan nie. I cannot get my head around it. It's impossible to understand the teacup of your understanding in the ocean of God's planning. Sodat julle ook kan wees waar ek is. So ek moet nou bietjie verder gaan, bietjie vinniger verder gaan om getrou te bly, ook aan die teks, maar ook om nie die heel dag hierso te preek nie. Julle ken die weg waarin ek gaan. Dis wat hy vir hulle sê. Daar's die einddoel, daar's die destiny, julle ken die weg. Thomas is onmiddellik die een wat sê, Here, ons weet nie waarin jy gaan nie. Hy lê nie klem soveel op die einddoel of die einde van die pad nie. Hy vra oor die weg so heentoe, soos die ou mense gesê. Hulle het maar so gepraat, so heentoe. Soontoe. Hoe lyk die pad soontoe? Dan sê die Here vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6. Dit is een van daardie tekste wat almal vir ons as gelowiges uit ons kop behoort te ken. Daardie eksklusiewe uitspraak, Jesus sê, ek is. Daar is 'n paar ek is uitsprake. Ons noem dit in die Grieks die ego eimi uitsprake. Ego ek, eimi is. Die Here sê ek is die brood. Hy sê ek is die wingerdstok. Hy sê ek is die deurgang, die hek. Ek is die goeie herder. Ek is die wederkoms, die een wat kom. Ek is in hierdie geval die weg, die waarheid en die lewe. Dis al die ek is uitsprake, of nie almal, maar die meeste van dit het ek nou vir julle aangehaal. Die ek is uitsprake. Hier sê hy, ek is die weg. So I am the way. Ek wys nie net die weg nie. Daarby moet ek stil staan. Moenie dink die Here is net 'n eksemplaar of 'n voorbeeld en hy sê, okay, dis hoe die pad lyk, nou moet julle almal hierdie selfde pad loop nie. Dis baie meer as net 'n voorbeeld. Die Here Jesus is nie besig om net vir hulle aan te spoor, aan te moedig, te motiveer nie. Nee, hy sê daar is 'n manier en die manier is in my en deur my.
Ek stel jou in staat. Ek is die weg. Ek in my persoon, in my God wees, in my doen en late, I enable you. Ek neem jou op weg. Is nie jy wat alleen loop, baie keer het mense hierdie gedagte, hulle loop stoksiel alleen in die wêreld en hulle word die hele tyd geëvalueer. Amper soos wat ons in die weermag gehad het, jy doen vasbyt. Onthou julle? En die korporaal loop die hele tyd met sy bord en hy merk af. Hoe toon jy tekens van leierskap en deursettingsvermoë en al die goed. Ongelukkig dink baie mense die Christelike lewe is so. Die Here het ons nou in hierdie rigting gestuur en ek moet nou net vasbyt teen alle koste. Nee. Die Here sê ek is die weg. In my voorbeeld, deur my krag, op die missie wat ek jou stuur. Dis die pad wat jy loop, die waarheid. Ek wat die beliggaaming is van die waarheid, die openbaring van God. Mense, dit is baie meer diep as dit, maar ek probeer dit nou maar net saamvat. Alles wat van God afkom, wat God geopenbaar het, ek is die getroue getuie daarvan, ek is die een wat vir julle dit kom verduidelik, so ek is die weg, die waarheid en die lewe. Buiten my, sê hy, is daar nie lewe nie, daar is geen moontlikhede vorentoe nie. Daar is net lewe in Christus Jesus. Dit is al klare vooruitskouing dat hy die opstanding is. Dan sê hy, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Laat ek 'n laaste opmerking oor daai teks maak, in die sin van, daar's eksklusiwiteit by betrokke. Absoluut, dit kan nie anders nie, ons moet dit vir mekaar sê, is dit 'n affront, is dit affronterend, is dit verwerplik, is dit sleg vir mense, is dit 'n klippie in hulle skoen? Absoluut. Ek kan nie anders as om te sê dat Jesus is die Christus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Kan nie daarby verbykom. Wie anders het aan die kruis gaan? Wie anders het die weg berei? Wie anders is die waarheid van God? Die geopenbaarde waarheid van God. Dit kan nie anders. Ons as Christene het hierdie belydenis. Sien julle die begin van die prentjie? Moenie bevrees wees nie. Ek gaan julle elke keer terugvat. Moenie ontstel wees nie. Opdrag, moenie ontstel wees nie. Daar is 'n einddoel. Daar is 'n pad. Op hierdie pad is hy wat die Here is, die een wat ons op weg neem. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Volgende. Dan kom dit op daardie punt en ek volg die ontwikkeling van die teks doelbewus sodat ons by die uiteinde kan kom. Dan gaan dit oor die hele kwessie van om die Vader te ken. Gaan na die volgende skyfie toe, want dan sê hy vir hom al die wonderlike dinge van rondom dat hy die beliggaaming is van dit wat die Vader vir hom gegee het. Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Onthou julle daardie teks? As ek nou reg onthou, dat ek dit gememoriseer en ek is nou nie 100% seker of ek dit reg onthou nie. Johannes 10 of Johannes 12 waarin hulle vir hom sê, maar jy's 'n Samaritaan en jy's van Beelzebul. Onthou julle daai teks? Weet jy, weer gaan lees dit, dit is so skokkend. Jy's 'n Samaritaan, so hulle skel hom, en hulle vloek hom eintlik, by wyse van spreke. En dan sê hulle vir hom, maar jy's van duiwelbesete. En dan sê hy, maar kan ek die goed doen, wat ek uit my Vader se krag doen? Die werke wat ek doen, kan ek dit doen? Deur die krag van enigiemand anders, soos die Satan. Maar hy is so ver bereid om te gaan, om te beskuldig, dat hy van die Satan af is. Dit is eintlik, dit is so erg, as 'n mens dit lees, dan dink jy, maar dit kan nie wees, dat die Jode dit kon gesê het. Dan sê maar, glo dan, op grond van die werke. Sien en kyk wat sy werke gedoen is, dit kom van my Vader af. Hoe kan julle dit net mistas, miskyk?
Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self. As julle dan nou nie met my kan, dis by implikasie, wat hy ook vir die disippels sê, maar hy sê dit ook vir die kerk, deur die eeue vorentoe. Glo op grond van die dinge wat hy gedoen het. Dan in die volgende teks, stelselmatig kom ons by daardie punt, wat ek bietjie meer tyd gaan aanspandeer. Dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Wie van julle het nog nooit met hierdie teks geworstel? Nou kan jy jou hand baie hoog opsteek. Wie het nog nooit? Ek het so gedink. Ons almal. Daar staan mos. Wie in my glo, sal groter dinge doen. Daar staan mos, as ek in die Here se naam bid, sal ek doen. Sal ek doen sodat, of liewer sal die Here die vir my gee, sodat ek sal doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Iewerster het ons 'n probleem hierso, dat ons iets nie reg verstaan nie. So kom ons gaan kyk mooi. Wie in my glo, sal die dinge doen wat ek doen. Wie van ons het al gebid en iemand het uit die doodheid opgestaan? Wie van ons het al gebid en iemand wat terminaal siek is, het gesond geword? Weet julle hoe is dit om predikant te wees? Die verwagtinge wat mense het. Ek onthou, by etlike geleenthede waar mense, ek kon sien en hoor dat hulle dit van my verwag. Ek behoort nou hierdie wonderwerk te verrig, as ek net genoeg geloof het, want daar staan, as jy glo, as ek net toegewyd is, as ek net in die naam van die Here vra, dan moet dit gebeur. Dis hoekom mense deesdae al hierdie, amper sê ek lelike woord, al hierdie, ek het nie 'n mooi woord nie, sotternye, kom ek sê dit nou, wat hulle verkondig. Jou gebed word nie verhoor nie, want jy bid nie in Yeshua, of Yahweh Sabaoth. Maar as nie Yeshua, is Yahshua. Kyk, later is dit so, né, dat ek myself sê, the amount of self-glorification wat party van hierdie mense het, die hele kerk, het dit alles misgetas, hulle het dit nou finaal en verseker ontdek, die geheim, die sleutel tot gebedsverhoring, dis die naam in wie jy moet bid. Mense, wat soek jy op daai blad in Facebook? Wat soek jy daar, want jy mors jou tyd? Dis nie hoe dit werk nie. Dis nie 'n formule of 'n towerstafie nie. Wie van ons het al hierdie dinge gedoen? Ek het baie keer lus om van hulle te sê, okay, kom wys 'n bietjie die werke, dat ons kan glo op grond van die werke self. Wat jy nou jouself so hoog opgee, dat jy die enigste antwoord het in die lewe. Wat het die Here gedoen? Lazarus het die dood het opgestaan. Hy het blindes laat sien. Party mense gesê, en daar is legitimiteit in daardie opmerking, die apostels het hierdie dinge gedoen. En dit was die era van die wonderwerke wat die Here Jesus Christus deur die apostels gedoen het. Maar daardie era is verby, die sogenaamde streepteologie. Nou kyk, in party kerke, ek en Marcel het al ewige gesprekke daaroor gehad. Julle sal nou weet van wie ek praat, ek gaan nou nie verder praat. Al ewige gesprekke gehad, want binne die gereformeerde teologie het ons baie meer die gedagte van 'n einde van hierdie wonderwerktye. Ja, ek wil vir party van al gesê, gaan trap op die slang en kyk ons wat gebeur. Sien julle die prentjie? Maar, wat is hier aan die gang? Die Here het tog gesê, wat julle ook al vir my vra, in my naam vra. Hy sê, julle sal nog groter dinge doen. Maar dan staan daar, omdat ek na die Vader gaan.
omdat ek na die Vader gaan. Nou moet ons net ons verstaan by mekaar hou en by mekaar bring. Nou party mense dit interpreteer, goed, die Here Jesus was 'n mens en terwyl hy 'n mens was op aarde kon hy net sekere mense bereik het, 'n sekere hoeveelheid. Nadat hy na die Vader gaan hy baie meer bereik en in daai sin van die woord is dit groter werke. Nou een van die kommentatore D.I. Kaars en hy sê that's very trite to interpret it like that. Ek het op 'n stadium gedink dit is 'n goeie verstaan van die teks. Maar daar's baie mense met kommentatore wat oor die dekades en die eeue verder gegaan het. Hulle het gesê maar ons kyk verkeerd na die saak. Jy moet kyk in terme van eras. Jy moet kyk in terme van watter era het die Here Jesus ingeleef toe hy op aarde was. Nou kom daar baie soos met Johannes die Doper. Johannes die Doper, die Here sê hy was die grootste, maar hy is die geringste. Want hy wat die Here is, toe hy gekom het daar 'n nuwe era aangebreek. Daardie era is verby. Naamlik van Lukas 10 het groot kommentatore ook geskryf in hierdie terme. Hoe dit werk is, die Here Jesus sê, wanneer ek na my Vader gaan, dan hy stel in staat, hy begelei deur die Heilige Gees te stuur, dan moet julle alles mooi by mekaar hou, en die groot werke, na aanleiding van Lukas 10, is dit groot wonderwerke in terme net van spektakulêre, van buitengewone dinge, of het die groot werke te doen met geestelike veranderinge, bekerings. Wanneer hy vir hulle sê in Lukas, wanneer die disippels terugkom en sê, maar self die duivels they have submitted to us, dan sê hy vir hulle, wees bly, maar wees meer bly daaroor dat julle name in die boek van die lewe staan. Nou kyk 'n bietjie wat gebeur wanneer hy na die Vader gaan en hy stuur die Gees. Dan kom daar 3000 tot bekering deur die prediking. So in hierdie era, wanneer hy deur die Gees werk, hy dit wat die Vader hom gegee het, gee hy vir ons, die Gees getuig daarvan, die Heilige Gees maak dit 'n werklikheid in elke mens se lewe. In reaksie daarop is dit 'n geweldige ontploffing. Iemand skryf dan en sê, die hoeveelheid mense wat tot bekering gekom het tydens sy aardse bediening van 3,5 jaar, was 'n sekere hoeveelheid, maar maksimum 500, bietjie meer, ons weet nie. Dis die afleiding wat ons maak. Maar skielik, in hierdie nuwe era, met die prediking saam, is daar 'n massiewe ontploffing, soveel so, dat in die volgende paar 100 jaar, oorspoel die Christelike godsdiens die hele wêreld. So ons moet vra, wat se wonderwerke word hier in gedagte gehou? Want wat doen ons? Ons maak dit van toepassing op ons eie persoonlike dinge, wat ons wil hê moet gebeur, en wonderwerkies wat die Here moet verrig. Ek was in standaard 6, toe wil ek graag 'n motorfiets hê, maar my pa wil nie vir my 'n motorfiets koop nie. Toe gebruik ek hierdie teks, en dit was my eksistensiële geloofskrisis, dat die Here nie vir my wil luister nie. Ek bid in sy naam, ek het al my sonde bely, ek doen alles wat reg is, maar hy doen nie. Hy bring nie sy kant nie. Nou dis 'n absurde voorbeeld van 'n kind. Maar weet julle, baie het ek dit in die bediening gesien. Ons kyk na die wonderwerke as goedjies wat ons wil hê, die Here vir ons moet doen, want daar staan ons, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. So ons dink dis 'n formule om dit te ontsluit, 'n sleuteltjie. Ons verstaan nie dat dit gaan oor die wil van die Vader wat deur die Seun plaasvind. Nadat hy na die Vader gaan, omdat ek na die Vader gaan, sal julle, ons is empower op hierdie lewenspad om te stap, om hom te verkondig, want dit gaan oor die eer van die Vader. Dis hoekom hierdie teks so diep en ryk is, en ek laat nie heeltemal reg geskied daar nie, want ons het gewoon net nie die tyd nie. Sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. So voor ons nou iets bid wat absurd is dit tot verheerliking van God.
of is dit tot verheerliking van myself? Nou kyk, dit is 'n ander saak wat nou hier na vore kom, want nou is dit ook so dat mense tot verheerliking van God bid, hulle lewe lank, vir iemand, byvoorbeeld 'n familielid, 'n pa of 'n ma of 'n kind of 'n ander familielid, om tot geloof te kom. Dis 'n baie moeilike ding, mense. Ek het my lewe lank geworstel met hierdie ding, maar nie net ek nie, almal van ons in 'n sekere sin. Jy bid vir iemand, jy bid en ernstig pleit jy by die Here dat daardie persoon tot geloof sal kom, want dit is tog tot eer van God dat daardie mens tot geloof sal kom. Ek kan 'n baie lang storie daarvan maak op 'n baie persoonlike vlak wat ek nie gaan doen nie. Het julle nie al gepleit op julle knieë vir iemand nie, vir verandering, vir bekering, vir vernuwing? Het julle nie deur die worsteling gegaan, is daar 'n sonde wat my terughou dat my gebed nie beantwoord word nie? Is dit wat dit terughou? Is dit dat ek nie in die naam van die Here daardie gebed bid nie? Want om die naam van die Here aan te roep is om staat te maak op sy krag. Om te erken dat alleen hy is die een wat die krag en die mag het. Ek het nie 'n klinkklare antwoord vir die gebede wat ek al gebid het vir mense nie. Ek het nie 'n antwoord daarop nie. Ek kan sê, ek het gesien waar 'n ouma bid en dan daar die seun radikaal of daar die klein seun radikaal tot bekering kom. Dit het ek gesien. Ek het daarvan gelees. Ek het ander mense gesien wat dieselfde dinge beleef het en ek het ook gesien dat daardie gebede oënskynlik nie beantwoord word nie, dat 'n mens sterf sonder dat hulle na die Here toe draai. Dis 'n worsteling. Maar neem dit weg dat dit is wat die Here vir ons gegee het en gesê het. So ek moet dit ook laat, the teacup of my understanding, of my faith, in the ocean of God's grace and of God's planning. God is soewerein. Maar ek bid nog meer vir mense. Dis wat ons behoort te doen. Om vir mense te bid vir hulle bekering, die groter dinge wat ons doen, het te doen sekerlik met bekering, met geloofsgroei. Dit het baie min te doen met daai saak en transaksie wat jou hele tyd besig hou in die kerk op 'n Sondag. Soos ou Christo op soek mekaar vir my gesê, Dominee, hy sê, ou Freek, jy bid, jy preek so lekker. Hy sê, wie jy nie, ek geniet dit so. Ek het 50 morgaartappels geplant, terwyl jy gepreek het. Ek het al die diesel uitgewerk, al die kunsmis, alles. Man, jy laat my ontspan. Christo, sy regte naam, ek gaan nie sy van sê nie. Christo, jy moet na die preek luister, ou broer. Na die inhoud van die woord. Dis waaroor dit gaan. Sodat die Vader verheerlik sal word.